Ek wil net eers gou kans gee, net seker maak. Annetjie, is daar met jou gereël? Dankie. Ek gaan gou geleentheid gee vir die kleinspan om te verdaag na kinderkerk. Julle is welkom om saam met aan die Annetjie na die saal toe te gaan, die wat graag wil deelneem aan die kinderkerk tydens ons preek. Gemeente, net soos wat ons sit, vat die persoon se hand langs jou en dan bid ons saam as geloofsfamilie. Ons God en Hemelvader, daar is vir ons niks beter as U teenwoordigheid nie. Daar is vir ons niks beter as U met ons wees nie. U nabyheid, U asemhaling, U lewe. En Here, wanneer ons vanoggend hierdie woord lees, dan vra ons ook dat hierdie woord in ons lewens die verskil sal maak wat U daarvoor bestem het. Ons dankie, Here, dat ons hierdie woord vanoggend ook het. Ons dankie dat dit U lewende woord is. Dat ons kan rus in dit wat U vir ons het en dit wat U met ons deel. Ons Here God, ons vra, spreek vanoggend tot ons harte, kom raak ons menswees aan, en mag hierdie woorde vandag in ons nodig is. Amen. Ekskuus julle. Ons vra vanoggend die vraag, wat hoekom is dit belangrik? Die teksgedeelte wat ons vanoggend gaan lees is Jesus in gesprek met Nikodemus, 'n Fariseer. En wanneer Jesus vir hom verduidelik oor die koninkryk en oor wedergeboorte, wil ek graag net hê julle moet oplet na 'n teks, of althans 'n verandering in die teks. So ons lees vanoggend uit Johannes 3 van vers 1 tot 12. Die woorde gaan op die bord wees. Ons gaan uit die 2020 vertaling lees, maar volg gerus saam in watter vertaling jy ook al het. Julle sal sien, daar's een spesifieke woord en dis nou waarna ek verwys. Die Griekse woord wat gebruik word in hierdie teksgedeelte is bietjie dubbelsinnig. Dit kan of van bo beteken of weer. So wanneer daar gepraat word oor doop, dan kan dit of wees om weergebore te wees, gebore spesifiek, weergebore te wees, of van bo gebore te wees. En omdat die Griekse woord dubbelsinnig is, sal julle sien sommige vertalings praat oor van bo, soos die een wat ons gaan lees, en ander praat oor weer. Maar dis nie iets waaroor jy vreeslik hoef in te lees in nie, en dis nie iets wat regtig vreeslik verskil maak nie. Julle kan maar net oplet dat die verskille in vertalings daar is, omdat die woord wat gebruik word dubbelsinnig is. Wanneer ons hierdie lees, moet julle nou in gedagte hou, vir Nikodemus om na Jesus toe te kom, moes daar reeds iets gebeur het. Ergens moes Nikodemus, hierdie Fariseer, iets raak sien in Jesus wat anders is. Onthou, elke keer wanneer Jesus praat in die sinagoges, elke keer wanneer hy besig is om mense te leer, wanneer daar 'n skare bymekaar is, dan is die Fariseërs en die Sadduseërs die ouens wat nie ten gunste is van Jesus nie. Vir die eenvoudige rede omdat Jesus baie keer teen dit spreek wat hulle self preek. Dat Jesus die teksgedeeltes vat wat vir hulle bekend is, maar dit op 'n ander manier interpreteer. En so vir 'n Fariseer om na Jesus toe te kom, beteken ergens moes Nikodemus iets raak sien in dit waarmee Jesus besig is, ten spyte van die feit dat dit baie verskil van dit wat Nikodemus sou ken. So, kom ons begin by ons teksgedeelte vanoggend. Johannes 3 van vers 1 tot 12. Dit sê die volgende: Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo
of in sommige vertalings weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo of weer gebore wees nie. Die wind waai waar hy wil en hy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Hierop vra Nikodemus hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel en jy begryp hierdie dinge nie? Amen, amen, ek sê vir jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? Ons lees net tot sover. So Nikodemus kom na Jesus toe, sien iets in Jesus raak en Jesus in ruil sê vir Nikodemus, die koninkryk van God en dit wat jy raak sien, kan nie raak gesien word, herken word as die gees van God dit nie aan jou bekend maak nie. As jy nie weergebore word, van bo gebore word nie. En natuurlik, wanneer Jesus dan met hom hieroor praat, dan hak Nikodemus vas in 'n fisiese wedergeboorte, wat sinneloos is. Maar Jesus is eintlik besig om te verwys na die doop van Johannes en die doop wat Jesus bring. En dit gaan eintlik baie verder terug as dit. So, kom ons begin net eers gou vir 'n oomblik met wat beteken die doop? Wanneer ons doop, wat is ons eintlik besig om vir mekaar te sê? Wel, jy moet onthou, vir lank was God se verbond met sy volk, die teken daarvan die besnydenis gewees. En natuurlik wanneer ons dit noem, dan sê ons ook dit was gemik op mans, maar dit was ook in 'n kultuur gewees waar mans as leiers gefunksioneer het en vrouens nie 'n stem gehad het of nie regtig erken was nie. Dalk net so 'n bietjie as sy nota, dis juis wat dit so uniek maak dat die heel eerste getuies van Jesus se opstanding Maria en die ander Maria was. Vir die eenvoudige rede dat wanneer Jesus vroue gebruik as getuienis, dan moet dit jou iets sê van hoe Jesus se hart klop. Maar dit maak dit ook onwaarskynlik amper dat hierdie storie sou versprei, want 'n vrou se getuienis was nie as enige iets geag in hierdie tyd nie. Nietemin, in hierdie ruimte waar die besnydenis die teken was, die simbool was, die merk was, dat hierdie is God se volk en dat jy deel het aan God se volk, was dit in 'n bepaalde kultuur en in 'n bepaalde manier gedoen. Dan kry ons Johannes. En wanneer Johannes kom, dan is dit die eerste keer wat ons hoor dat hy mense doop, en hy doop hulle dan in die Jordaanrivier. En Johannes is die hele tyd besig om te verkondig, ek doop julle met water, maar ek's eintlik besig om die pad oop te maak vir die een wat na my kom. En die een wat na my kom, gaan julle met die Gees doop, en ek is nie eers werd om sy veters vas te maak nie. Wat Johannes besig was om te doen, om met water te doop, is om juis vir mense te sê, hier kom 'n nuwe verbond. En hierdie nuwe verbond gaan anders lyk as die een wat julle altyd het. Voorheen was julle God se volk. Maar hierdie nuwe verbond het 'n ander stuk betekenis in. Dit het 'n betekenis in van om skoon gewas te wees, om vergewe te wees. Want dis ook hoekom Johannes se doop met bekering gegaan het. Bekeer julle tot God. Dan word julle hierdeur ook vergewe, skoon gewas, gereinig. Daar's 'n stuk van wedergeboorte daaruit. En hierdie is dan God se merk op julle. Dis die merk dat jy aan God behoort, dat jy deel is van God se volk. Die doop wat Johannes inbring, is besig om die besnydenis wat die Jode geken het, te vervang. En dit word nog nie in soveel woorde gesê nie,
Want die uiteinde is nie die doop met water nie. Dis eintlik net die tussengang. Dis die simboliek wat veronderstel is om ons gereed te maak vir dit wat kom. So wanneer ons nog steeds doop, dan doop ons mekaar in verskillende opsigte. Ons het groot doop, ons het klein doop, ons het onderdompeling en besprinkeling. Elke geloofstradisie doop op 'n ander manier. Maar die kernsimboliek daarvan is dieselfde. Die kernsimboliek dat ons juis hierdie as 'n merker sien dat ons aan God behoort. In die protestante tradisie doen ons dit juis met babietjies, omdat die beginsel van God se genade handel oor die feit dat God my en jou kies lank voordat ons God kan kies. Met ander woorde, my behoort aan God word my keuse oor tyd, maar God kies my nog lank voordat ek hom kan kies. En dan sluit ons dooptradisie af met die belydenis van geloof. Wanneer kinders geskool is in Bybelse tradisie en teologie, wanneer hulle verstaan hoe lyk 'n verhouding met God, wanneer hulle dit gesien het prakties by hulle ouers en in 'n geloofsgemeenskap, en wanneer hulle self gereed is om te sê, ek glo. Maar is eintlik in daai oomblik 'n antwoord op dit wat God vir hulle gesê het toe hulle klein was. Ek wil vir jou 'n vader wees vir my 'n kind. En so, in ander geloofstradisies lyk dit anders, word mense dalk later gedoop, of is dit jou keuse, is dit nie dalk net water op jou voorkop nie, maar is dit heeltemal onder die water en weer op. Hoe ook al die tradisie lyk, en hoe ook al die uitvoering daarvan lyk, ons sê as algemene kerk, ons glo in een doop. En dit beteken nie een vorm van die doop nie, dit beteken een betekenis van die doop. Dat ek en jy aan God behoort, dat ons deel het aan God. Maar dit stop nie by water nie. En hierdie is belangrik om te verstaan, want wanneer ons doop, dan is ons nie besig om die doop van die Heilige Gees en die doop met water van mekaar te skei nie, want dit was nooit veronderstel om enigstens geskei te word nie. Die vraag is dan, wat beteken dit om met die Gees gedoop te word? En hier's die mooi daarvan. Om met die Gees gedoop te word, kry ons spesifiek in plekke soos Handelinge 1 van vers 4 tot 5, of in 1 Korintiërs 12 vers 13, wanneer dit vertel dat ons deur die Gees in een liggaam gedoop is met Christus. Die Heilige Gees se doop is presies dit, dis 'n teken van dieselfde verbond, maar nou het iets geskuif. Sien, met die besnydenis was dit 'n uiterlike teken dat ek aan God behoort het en dat ek deel was van God se volk. Maar wat nou gebeur het, is nou kies die Gees om binne my en jou te woon. En ons het deel aan Christus self. Ons is nou nie net meer God se volk nie, ons is nou deel van God se huishouding. Jy's nou nie net meer God se volk nie, jy's nou kind van God. Erfgenaam van God. Dis iets totaal anders. Paulus skryf aan die gemeentes en sê dieselfde Gees wat Christus uit die dood opwek, leef nou in my en jou. Wat hy besig is om te sê is daai Gees waaroor ons lees, die Gees wat oor die waters gesweef het toe daar nog niks was op aarde nie. Dieselfde Gees waardeur God gespreek het en alles geskep het. Dieselfde Gees wat reg deur geskiedenis was, saam met al die profete en al die verhale wat ons lees in die Bybel. Dieselfde Gees wat daar was toe Jesus die blinde genees het en die melaatse herstel het. Dieselfde Gees wat Christus uit die dood opgewek het, leef in my en jou, in sy volheid. En dis presies hoekom Jesus hierdie gebed bid in Johannes 17 en sê, Vader, mag hulle in ons wees soos wat ek in U is en U in my. Hulle in ons en ons in hulle. Jesus is besig om ons in te sluit en deel te maak van die Triniteit. Ek en jy het deel aan God. God is in jou soveel soos wat ek en jy in God is. En dis wat Jesus besig is om met Nikodemus hier te deel. Hy sê, die Gees erken die Gees. Daar's nie 'n manier wat ons deel kan hê aan God se koninkryk as die Gees nie
in ons is nie. En dis ook hoe ons God se koninkryk erken en raak sien, is juis omdat die Gees in ons is. En dit hoef nie iets vreemd te wees nie, want soveel keer wanneer ons praat oor die doop van die Heilige Gees, dan maak ons dit oor goed waaroor dit nie gaan nie. Ons kan partykeer so gefokus raak op die gawes van die Gees, tekens en wonders. En hoor baie mooi, niks daarvan maak ek af nie, want alles van dit is 'n werklikheid. God is dieselfde, gister, vandag en môre. God het nie verander nie. Wonderwerke, tekens is nie beperk tot 'n Ou Testament of 'n Nuwe Testament nie. Dis nie beperk tot 'n Bybelboek nie, dis wie God is. Ons dien 'n God van die onmoontlike. Maar die gawes van die Gees wat God gee, is juis om ander te dien. Dis nie om iemand op te hef nie. En om gedoop te word in die Gees het nie die doel sodat ek gawes van die Gees het nie. Om gedoop te wees in die Gees beteken eenvoudig ek is deel van God en ek is in God se huishouding. Ek is as te ware weggesteek in Christus. Want die Gees wat in my leef is dieselfde Gees wat in God is. Dis 'n stuk van God in my. Die gawes van die Gees is dit wat na vore kom wanneer ek nodig het om te bedien, wanneer ek nodig het om iemand lief te hê, wanneer ek nodig het om na iemand toe uit te reik, wanneer ek nodig het om 'n agent van vrede te wees of in 'n spasie te staan waar God my wil gebruik, dan kom die gawes van die Gees na vore. En is nooit vir my eie opheffing nie, en is nooit vir my eie ego nie, en is nooit vir my eie branding nie. Dis altyd tot eer en verheerliking van God in diens van Christus. Dis altyd om ander te dien. So wanneer ons die doop van die Heilige Gees begin maak oor gawes, dan is ons besig om agter die halsbaantjie aan te hardloop eerder as die hondjie. Dan is ons besig om heeltemal die punt te mis. Die gawes van die Gees is wonderlik, maar dis 'n resultaat van die feit dat ek gedoop is in die Gees. Dat ek deel het aan God, dat ek deel is van God se huishouding. En vir die kinders wat hier tussen ons sit, wil ek vir jou sê, en dit is regtig belangrik dat julle dit snap, in jou lewe nie 'n junior Heilige Gees nie. Jy het nie 'n klein weergawe van die Heilige Gees en soos wat jy groei, word die Gees in jou ook meer volwasse nie. Dieselfde Gees wat Christus uit die dood opgewek het, leef in jou, die volheid daarvan. Die volheid van God. Dis die mooi ding hiervan. Die Heilige Gees se doop is nie iets vreemd nie, dis nie iets buite ons nie. Wanneer ons hier die doop vier en volgende Sondag het ons weer die geleentheid om 'n doop te kan vier saam met ons nagmaal. Dan is ons besig om iets te sien van 'n fisiese merker, iets waaraan ek en jy kan vat en wat ons kan sien, maar wat geestelik gebeur is soveel meer as dit. Want dis die doel van hierdie doop. Dis die hemel wat jou merk. Dis God wat sy Gees gee. Dis God wat jou deel maak van sy huishouding. Vraag is natuurlik, wat beteken hierdie prakties vir my en jou? Wat beteken dit dan nou prakties om gedoop te wees met die Heilige Gees? Hier sit ons, gedoop met die Gees. Die Gees is in ons. En dan nou, wat nou? Wel, ek dink die eerste daarvan is dat ek deel het aan God. En dit moet onmiddellik vir ons beteken dat ek op 'n ander manier dink en op 'n ander manier optree. Want God is nie iets buite my wat ek probeer dien en tevrede hou terwyl ek aangaan met my lewe nie. Daar waar jy jouself ook al bevind, daar is God. Of dit op die sportveld is of in die klas is, of dit by jou werk is of in jou besigheid is, of dit tussen familie of vriende is of by 'n braai is, waarmee jy ook al besig is, daar is God. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Om die erns hiervan oor te kry in die stort en op die toilet, daar is God ook saam met jou. En as ek en jy dit besef, dan besef ons om meer erns te maak met die rede hoekom ons goed aanpak en waarmee ons onsself besig hou. Want ek kan nie meer God van myself skei nie. Ek kan nie God buite die deur los en ek gaan aan met my lewe nie. Daar is nie so iets nie. Ek is in God en God is in my. Waar ook al ek is God saam met my en het God daaraan ook deel.
En so dis belangrik om te besef dat ek deel het in hierdie manier. Die ander aspek hiervan ook is dat ek kan eerlik wees met God. Vir een of ander rede is ons soms geneig om die dele waaroor ek skaam is of wat ek nie altyd weet hoe om te verwoord nie, om dit te probeer weghou van God. Om te dink op 'n stadium in gebed sal ek met God hieroor praat. Die ironie is, ek en jy het 'n beter kans om vir onsself te jok as wat jy het om vir God te jok. Ek en jy het 'n beter kans om vir onsself iets weg te steek as wat jy dit vir God kan wegsteek, want God is in jou. God is saam met jou daar. God ken jou beter as wat jy jouself ken. Die Gees van God is die hele tyd met jou en jy in God. So dit maak nie sin om dan aspekte of dele van my lewe te probeer wegsteek van God nie. Deel dit met God, so rou en so ongemaklik soos wat dit is. God was reeds daar. God ken dit, God weet daarvan. Meer nog, ek wil jou eintlik aanmoedig wanneer daar 'n aspek in jou lewe is wat seer is of 'n gebeurtenis wat jy nie kan in woorde omsit nie, dan het jy ook nie nodig nie. Want ook God was daar en het ook dit saam met jou beleef. So vir 'n oomblik gaan sit net. Haal asem, want God weet. God weet. Gemeente, wanneer ons besef dat ons doop in die Heilige Gees is die Gees wat in ons is en ons in God, dan wil ek laastens vir jou noem, die praktiese uitvloei daarvan is 'n stuk sekerheid. Paulus praat van die Gees as 'n tipe deposito wat God in ons het. Hier is die beginsel. As ek 'n motor of 'n huis wil koop of dalk 'n stuk meubels wil koop en ek sit 'n deposito neer, dan beteken ek reserveer hierdie vir my. En dat die res van dit wat ek nog skuld hierop gaan nog volg. Maar die deposito is die sekerheid dat ek wel hierdie item gaan koop. En dis die manier hoe Paulus die Gees in ons lewe sien. Hy sê ons het die volheid van God gekry, ons is die erfgename van God, die koninkryk is ons erfporsie. En God se deposito as sekerheid dat ons die volheid daarvan kry, is die Gees in ons. Dat God se Gees in ons die sekerheid is dat hierdie volheid van sy teenwoordigheid, volheid van sy koninkryk, met ander woorde om by God te wees, sonder menslike filters. As jy enigsins daarin twyfel, God se Gees in jou is sy belofte, dat hy klaar die deposito neergesit het, vir wat ook al nog nodig is, om jou by hom te kry. Die doop van die Heilige Gees is soveel van ons 'n verantwoordelikheid om anders te leef en anders op te tree, as wat dit iets is waaraan ek kan vashou om te sê, Here, hierdie is u belofte aan my. Hierdie is die bewys dat u my gekies het. Hierdie is die bewys dat ek deel is van u huishouding, dis die bewys dat ek kind is van God, u Gees in my. God in ons en ons in God. So as jy niks gehoor het van hierdie preek veel nie, of daar's 'n klomp aspekte wat net nie vir jou sin maak nie, stap ten minste net uit met hierdie kern, want hier's die kern van vanoggend se boodskap. Die doop met die Heilige Gees verseker my dat ek deel het aan God en dat God deel het aan my. Gemeente, dis wat ons vier wanneer ons vanoggend Pinkster vier. Is dat ons deel het aan God se huishouding met alles wat daarmee saamkom. Ons het nie nodig om weg te kruip nie. Ons het nie nodig om skaam te wees nie. En ons geen noodsaak vir onsekerheid nie. Die Gees is ons waarborg op wie God is vir ons en op wie God ons gemaak het vir hom. So gaan hierdie week in met die wete dat die volheid van hierdie Gees in jou leef. Wanneer jy mense hanteer, wanneer jy jou werk aanpak, doen dit met daai erns. En wanneer daar aspekte is in jou lewe wat jy nodig het om by God mee uit te kom, of jy eenvoudig met God dit deel, en of jy eenvoudig in daai spasie gaan sit, want God weet.
weet dat jy nie alleen is nie. Weet dat jy deel het aan God en weet dat God ook deel het aan jou. Amen. Gemeente, wanneer ons nou saam sing, wil ek vra dat ons dit doen as 'n gebed. Ons gaan lied 442, Gees van God wat in my woon, gaan ons sing.